bewaarder van die ligtoring, geskryf en voorgelees deur Eugene Pinaar. Elias maak die logboek op sy skoot oop en tel die pen op van die koffietafeltjie langs hom. Hy begin skryf. Mooi weer. See is kalm vanaand. Wind suid-suidoos. Sigbaarheid goed, moontlik effens mistig later. Lig moet aanbly. Hulle is daar buite. Hy plaas die logboek oop op die koffietafel langs hom neer, druk die pen in sy hempsak en staan op. Buite is die see stadig maar seker besig om die rooi son op die horison in te sluk. Die brander slots met 21 reëlmaat teen die rotse. Maar na 45 jaar as bewaarder van die ligtoring kom hy dit nie eens meer agter nie. Dit is deel van sy lewe soos wat asemhaling deel van sy liggaam is. In die kombuis steek hy 'n oomblik vas en frons effens. Waar sou Ellie dan wees? Normaalweg vind hy haar hierdie tyd van die aand voor die stoof besig om aandete voor te berei. Maar hy kan nie nou aandag aan haar afwesigheid gee nie, daar is werk om te doen. Hy moet gaan seker maak alles is reg in die ligtoring en dat die lig reg deur die nag sigbaar sal wees vir enige skepe. Hy moet toesien dat die lense skoon is en dat die meganisme wat die lig laat roteer in orde is. 'n Mens weet nooit wanneer 'n verdwaalde skip dit in die nag te naby aan die kus waag nie. Menige skip het hoeke al deur die eeue hier teen die rotse geloop. Wanneer hy die bopunt van die ligtoring bereik, tuur hy 'n oomblik in gedagte oor die see. Dit is nou heeltemal donker, maar die helder maanlig wat op die water weerkaats, laat hom rustig en veilig voel. Hy ondersoek die binnekant van die toring en al die werkende dele met dieselfde sorg waarmee hy dit al vir 45 jaar elke aand doen. Alles lyk in orde, hy kan ontspan. Hy kan hom nie 'n lewe weg van die ligtoring voorstel nie. Allermins in 'n kamertjie in een of ander afdeeoord soos wat sy dogter Clara dit graag sou wou hê. Sy neel al by hom daaroor vandat sy geliefde Ellie 14 jaar gelede skielik van hom weggeruk is, na 'n huwelik van byna 31 jaar. Buitendien, hy beskou sy werk hier in die ligtoring as 'n roeping eerder as 'n werk. Sy taak om toe te sien dat die ligtoring elke nag bly brand, mag dalk eenvoudig lyk. Maar vir Elias is dit geen geringe taak nie. Mense lewens is immers op die spel. Dan sien hy dit. Op die horison verskyn 'n dowwe lig in die verte vanuit die dieptes. 'n Skip, op pad in die rigting van die ligtoring. Sou dit dieselfde skip wees? Dit is nou al 'n paar aande na mekaar dat hy 'n skip op die horison opmerk. Daar's iets vreemds aan die skip. Dit lyk of dit reg op die ligtoring afpyl, maar voordat hy behoorlik kan uitmaak wat se skip dit is, verander dit skielik van koers en verdwyn weer in die nag. Hy het dit die spookskip gedoop, net om dit 'n naam te gee, nie omdat hy regtig dink daar's enige iets bonatuurlik in die skip nie. Soos ander aande beweeg die spookskip al nader aan die ligtoring. Verbeel hy hom of hulle vanaand effens nader is ander aande. Of dit is die geval, of die helder maanlig veroorsaak dat hy hom beter kan sien. Hy trek sy oë op skreefies om beter te sien, maar dan verander die skip skielik weer van koers en verdwyn geleidelik in die verte. Terug in sy huisie aan die voet van die 60 meter hoë ligtoring, tel hy weer die logboek op en begin skryf. Spookskip weer opgemerk. Ligtoring in orde. Belangrik dat lig helder moet bly brand. Hy maak die logboek toe en plaas dit weer op die koffietafel. Hoe mis hy nie vanaand weer vir Ellie nie? Na 14 jaar het hy al gewoond geraak daaraan om alleen te wees, maar dit bly soms moeilik. Wanneer Clara die volgende oggend opdaag met sy weeklikse kredeniers, vind sy hom net daar op die rusbank waar hy in die slaap geraak het. Sy is dadelik omgekrap. Ag nee pa, hoekom is pa nie in die bed nie?
Het pa ooit iets geëet gisterand? Vir wat karring sy so? Hy is maar so groot mens. Ek sal eet as ek honger is. Hy kyk om hom rond. Waar is jou ma vanmôre? Clara kyk na hom met 'n sagtheid in haar oë. Ai pappa, mamma is al 14 jaar lank oorlede. Sukkel pa weer met die geheue vanmôre. Natuurlik weet hy dat Ellie nie meer met hulle is nie, hy het net 'n oomblik vergeet. Daar's niks fout met my geheue nie, los my uit. Clara antwoord nie dadelik nie. Sy tel die logboek op die koffietafel op en lees in gedagte die laaste inskrywing. Sy frons skielik, maar sy sê niks. Dan maak sy die logboek weer toe en plaas dit op die koffietafel. Elias besef dadelik dat die verwysing na die spookskip waarskynlik vir die frons verantwoordelik was. Pa, sê Clara na rukkie, wil pa nie maar weer dink oor die aftreeoord nie. Pa is daarom al 78. Dink pa nie dis tyd om af te tree nie. Hy kyk na haar asof hy haar vir die eerste keer sien. Oor my dooie liggaam, ek maak keer niks. Buitendien, wie anders sal die ligtoring beman? Papa, dis nie meer nodig om die ligtoring te beman nie. Sy klink effens ergerlik. Dit is al jare gelede geautomatiseer. Hulle laat pa net goed gunstig hier woon, omdat pa al die jare so getrou hier gewerk het. Maar pa se taak is afgehandel. Dis tyd om tot rus te kom, verflaks. Elias sien rooi. Die kind het vraggies haar stemtoon oor hom verhef. Jy weet nie waarvan jy praat nie, snou hy haar toe. Masjiene breek, masjiene maak foute. Ek moet hier wees om seker te maak die lig bly brand. Skyn nou uit met hierdie praatjies. Nadat sy seker gemaak het dat hy iets eet, maak sy gereed om te vertrek. Pas pa op asseblief, ek kom weer môreoggend inloer. Elias is verward. Wat bedoel jy, môreoggend of gisteroggend? Clara neem sy regterhand in hare. Papa, hy kyk op na haar. Toe maar vergeet daarvan. En dan voeg hy by, trek die deur toe as jy uitgaan, en sê vir jou ma sy kan maar my koffie bring. Teen die middag begin die wind opsteek. Elias ken die tekens. Daar is 'n storm aan die broei. Hy sal dubbel seker moet maak dat alles in orde is, anders kan dit mense se lewens kos. Hy gaan doen sy inspeksie vroeër as gewoonlik. Hy moet onthou om seker te maak dat die misoring werk. Wanneer hy terugkeer na sy huis, sien hy hoe die wolke begin saampak op die horison. Hy kan nie van die ongemak wat hier in sy binneste opwel ontslaa raak nie. Vanaand sal hy op sy hoede moet wees. Hy gaan sit op die rusbank en tel die logboek op. Storm op pad. Wind sterk suidoos. Alles lyk in orde. Die lig moet bly brand. Lewens is op die spel. Hy hoor Ellie se stem hier nevens hom. Jou koffie, my skat. Hy kyk nie op nie. Sit maar neer, dankie. In gedagte blaai hy deur die logboek. Hy onthou daardie aand, jare gelede, toe dit net soos vanaand gelyk. Hy het dieselfde ongemak ervaar as vanaand. Iets is aan die broei. In sy gedagtes hoor hy nog die gekraak van die skip toe dit die rotse tref. Hy het alles probeer om hulle te waarsku, maar hulle wou nie gehoor gee nie. En toe merk hy op dat die lig in die ligtoring nie gebrand het nie. Waarskynlik as gevolg van die wind, hy is nie seker nie. Maar hy het gesweer nooit weer nie. Nooit weer sal hy toelaat dat die skip verlore gaan as gevolg van sy nalatigheid. Hy steek sy hand uit om die beker koffie by te kom, maar daar is geen beker nie. Hy kyk verbaas rond. Ellie, het jy my koffie weggevat? Stilte. Dalk het hy hom verbeel. Dalk was dit gisteraand toe Ellie sy koffie gebring het, terwyl hy met sy logboek besig was. Nee, dit was nie Ellie nie. Ellie is weg. Dit was Clara. Of miskien was dit albei. Die slag van die donderweer ruk hom terug na die werklikheid. Die wind loei buite terwyl die reën behoorlik neerstort. Hy kan hoor hoe die golwe met mening teen die rotse slaan. Wanneer het die storm so naby gekom? Hy moes aan die slaap geraak het. Verflaks, dit mag nie gebeur nie. Hy staan op en kyk by die venster uit. Dan verstar hy. Daar op die horison, 'n lig te midde van die storm. Sou dit weer die spookskip wees? Hulle moenie vanaand te naby kom nie.
Hy staan 'n paar minute asof versteen en kyk hoe die skip al nader kom. Nader en nader. Sien hulle dan nie die lig in die toring nie? Waarom hoor hy niks? Hulle is naby genoeg dat hy die gedreun van die engine moet hoor, maar dit is doodstil. Hy trek sy logboek nader. Skip op pad, gevaarlik naby. Maar die skip is te stil, moet dringend van koers verander. Dan in die lig van 'n weerligstraal sien hy duidelik die seile wat span in die wind. Dit is die spookskip, maar hulle is naby. So naby dat hy die mense op die dek kan sien. Hulle swaai hulle arms heen en weer asof hulle vir hom iets wil sê. Hy skryf verder. Spookskip te naby. Ek moet hulle keer. Ek het die eed afgelê. Geen skip sal op my skof verlore gaan nie. Die lig moet brand. Hy wip van skrik wanneer die mishoring skielik oorverdowend skree. Wie het dit geaktiveer? Hy kyk deur die venster na die ligtoring, maar hy word ijskoud. Die lig flikker aan een. Dit is besig om dood te gaan. Hy kyk weer na die spookskip wat lyk asof dit maar 'n paar tree van hom af is. Maar dis mos nie moontlik nie. Dis Ellie daar op die dek. Sy beduie saam met die ander vir hom. Wat is dit wat hulle vir hom probeer sê? Uit die hoek van sy oog sien hy hoe die lig in die ligtoring eensklaps donker word. Hy aarsel nie 'n oomblik nie. Hy gryp die logboek, druk dit onder sy jas in en storm by die deur uit na die ligtoring. Terwyl hy die trappies na bo op hardloop, hoor hy homself oor en oor skree, die lig moet brand, die lig moet brand, hulle gaan sterf. Maar wanneer hy die lig bereik, merk hy dat dit nog steeds helder brand, asof daar nooit enige probleem was. Dan stem hy in die verte. Elias! Hy kyk verbaas om hom rond. Iemand roep na hom. Dis Ellie. Hy kyk af na die spookskip hier vlak onder die ligtoring. Die see is stil en kalm in die helder maanlig. Elias is verward. Wat gaan aan? Elias! Kom die geroep weer uit die rigting van die spookskip. Dis Ellie, sy roep na hom. Elias, kom saam, ons wag vir jou. Hy maak die logboek oop en begin skryf. Wanneer Clara die volgende môre arriveer, vind sy die deur van die huisie oop. Maar daar is geen teken van Elias nie. Sy kan voel hoe haar keel begin toetrek. Is sy te laat? Het haar grootste vrees waar geword? Instinktief haal sy haar selfoon uit haar handsak en skakel die noodnommer. Hulle vind vir Elias op die rotse reg onder die ligtoring met branders wat nou en dan oor hom spoel. Clara gaan sit langs hom terwyl sy wag dat hulle hom kom haal. Ai papa, as jy maar net wou luister, fluister sy. Sy kyk na hom. Sy oë is toe, maar die uitdrukking op sy gesig is een van vrede. Geen trauma, geen vrees, geen pyn, net vrede. Ek dink jy moet hierna kyk. Die stem dig by haar laat haar wip van skrik. Die polisiebeampte hou Elias se logboek na haar toe uit. Ons het dit daarbo in die ligtoring opgetel. Hy moes dit by hom gehad het voordat hy... Clara neem die logboek en maak dit oop. Trane begin oor haar wange loop terwyl sy die laaste inskrywing lees. Hulle is hier. Ellie is by hulle. Hulle het my kom haal. Ek moet saamgaan. Alles is rustig hier. Lig brand helder. Ek verstaan nie mevrou, sê die beampte na 'n rukkie. Hier was geen storm gisterand nie. Ek weet, konstabel, antwoord sy sag. Dis die Alzheimer's. Maar hy is nou waar hy wou wees. Dit was Die Bewaarder van die Ligtoring, geskryf en voorgelees deur Eugene Pinaar. Hierdie was 'n produksie van In-Ink Luisterstories. Die tegniese versorging was behartig deur Eugene Pinaar.